Kom ons bid saam en dan vra ons dat die skrif vir ons oopbreek vanmôre. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons nou na u woord toe kan kom en dankie dat ons daarop kan reflekteer en ook kan gesels oor wat dit vir ons openbaar in die tyd waarin ons leef, die omstandighede waarin ons is, die wêreld waarin ons onsself bevind. En daarom bid ons met opregte harte, Here, dat die Heilige Gees die skrif vir ons sal kom oopbreek vanmôre, want daarsonder sal ons nie die skrif kan verstaan nie. En daarom bid ons ook, Here, dat u sal spreek en ons as die dienaars luister. In Jesus naam pleit ons dit. Amen. So kom ek lees vir julle vanaf vers 1, Hebreërs 13, vanaf vers 1 tot en met vers 19. Die Hebreërskrywer sê, as broers moet julle mekaar altyd lief hê en moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof julle ook self mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, en wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof, wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande leringe nie, die goeie is daarin geleë, dat die hart deur genade versterk word, en nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om aan te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid, dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. Net tot sover. Nou, gemeente, hier is 'n paar preke hierin opgesluit, en ek gaan nie vanmôre die hele gedeelte met julle behandel nie, ek wil net die eerste gedeelte met julle behandel, en dit is hierdie Christelike lewenswandel waarvan die Hebreërskrywer gesels. Nou, ons het al baie in my tyd hieroor gesels. So byvoorbeeld, ons het al gepraat oor ons wat opgeroep word om mekaar lief te hê. En daarom wil ek nie vanmôre lank daarby stil staan nie. Oor gasvryheid het ons al baie gesels, om mense deur Christus se oë te sien as hulle gevangenes is, moet jy met hulle medelee hê. Jy kan byvoorbeeld dink aan ons Here Jesus wat sê, met die oordeelsdag gaan hy sê, as hy die bokke van die lamme skei, van die skape skei, dan gaan hy sê, ek was honger en julle het nie vir my iets gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het nie vir my iets gegee om te drink nie. Ek was gevangene geneem en julle het my nie kom besoek nie. Ek was siek geweest en julle het my nie kom besoek nie, ensovoorts. En dan sê hulle, Here, wanneer het ons u so gesien en nie hierdie dinge gedoen nie? En dan sê die Here, as jy dit nie aan die geringste van jou broers doen, jy dit ook nie aan my gedoen nie. Dis die beginsel. En daar het ons al baie gesels in die gemeente. Dan die huwelik het ons ook al baie oor gesels, wat deur almal eerbaar gehou moet word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Daar het ons gesels ook oor wat is stig en straf en die verskil tussen die twee. En ek wil julle net herinner, en ook ons besoekers, uit die Hebreërs boek uit het dit vir ons duidelik geword dat God se straf lei altyd tot vernietiging.
As jy byvoorbeeld dink aan Farao in die Ou Testament wat verhard word en dat hy nie die volk laat gaan nie en dit lei tot sy vernietiging op die einde van die dag. Sodom en Gomorra, kan 'n paar voorbeelde vir julle noem. Maar God se tug lei altyd tot vernuwing, suiwering, opbou van jou karakter, want God wil hê jy moet deel in sy heiligheid. Daar is 'n verskil tussen die twee. Maar iets waar ek nog nie baie al gepreek het van die kansel af nie, is geld. Is geld. En daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie praat oor geld. Nou ek wil dadelik net van die staanspoor af sê, ek is nie hier om vir julle te sê julle moet meer gee nie. Okay, so julle kan asemhaal. Dis nie my doel vanoggend nie. Okay, die NG kerk, nee, julle ken daai storie. Dis nie waar vanoggend se preek gaan nie. Waar vanoggend gaan is baie dieper as dit. So ek wil net vers 5 vir julle weer lees, vers 5 en 6. En dan gaan ons van daar af dieper delf. Die Hebreërskrywer sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid en wees tevrede met wat julle het. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, en daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou, as ek net so vinnig vir jou 'n paar vrae kan vra wat ek voorberei het, is dit die volgende. Wanneer die Bybel praat oor geldgierigheid, is dit belangrik dat julle my nou so leer ken het, ons weet wat bedoel die Bybel. Wat is geldgierigheid? Want soos wat ek 'n pa geword het die laaste jaar en daai wêreld moes navigeer, wil ek eerlik vir julle sê van die kansel af, ek het nog nooit in my lewe so baie oor geld gedink, soos wat ek doen sedertdien my baba gebore is nie. En dis nie dat ek daaroor wil dink nie, dis net 'n ou is bekommerd. Ou is bekommerd oor die dag van môre, ou is bekommerd oor die toekoms. En dan is die vraag, omdat ek heeltyd hieroor dink en hieroor bekommerd is en hierdie tipe goed, maak dit my geldgierig? Is dit die implikasie? En dit is, ek dink baie van julle se stryd. Want ons moet hard werk, dis Bybelse beginsel, jy moet kan sorg vir jou familie, vir jou gesin, jy moet met wysheid kan vooruit beplan, al daai klas van dinge. So, wat bedoel die Bybel as dit sê ons moet waak teen geldgierigheid en dat jy tevrede moet wees met wat jy het? So, hier is 'n vraag. Wat dink julle is die verskil tussen geldgierigheid en beplanning? Wat dink julle? Jy hoef my net 'n antwoord nie, ek gaan dit net vir jou gooi. Wat dink julle is die verskil tussen geldgierigheid en gesonde beplanning, finansiële beplanning? Wat dink jy is die verskil? Volgende wil ek vir julle vra. Wanneer dit gaan oor geldgierigheid in die Bybel, gaan dit oor 'n gesindheid of gaan dit oor my lewenswandel? Wanneer die Bybel dit aanspreek, gaan dit oor 'n gesindheid wat die Bybel probeer aanspreek of gaan dit oor 'n lewenswandel wat die Bybel probeer aanspreek? So, met daai vrae in gedagte kom ons gaan na Eksodus 16 toe. In die tyd wat ons het. Eksodus 16. Julle onthou nou die vraag? Julle onthou die vraag? Kom ons lees saam. Eksodus 16 vers 1. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was die 15de van die 2de maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispoorte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Wat word hier vir my en jou geopenbaar? Wat is die volk se ingesteldheid? Wat is die volk se gesindheid teenoor God? Dis vrees. Ons is nou in die woestyn, ons het nie kos nie, ons weet nie waar kos vandaan gaan kom nie, en gaan die Here vir my sorg? En hulle vrees, hulle bekommernis word dan
uitgedruk in hulle wat hulle verset teen Moses en Aaron om te sê, ons moes maar eerder in Egipte gebly het en eintlik maar daar gesterf het, want daar het ons ten minste oor genoeg kos gehad om te eet. So wanneer die Bybel praat oor geldgierigheid, wil ek net vinnig vir julle uitlê. Die Griekse woord vir geldgierigheid beteken letterlik 'n liefde vir geld. Dis wat dit beteken. Met ander woorde, jy het 'n hart wat lief is vir geld. En dan kom dadelik in jou kop op twee goed. 10 gebooie wat sê jy moenie begeer nie. En aan die ander kant hoop ek dit kom by jou op dat Jesus in die bergrede sê jy kan nie God en Mammon gelyktydig dien nie. So dit gaan oor 'n ingesteldheid. Wat is jou prioriteit en waarin vind jy jou sekuriteit? Want julle kan alles vergeet wat ek vanmôre vir julle sê, maar hierdie is die kernbeginsel. Die vraag aan ons as 'n gemeente vanmôre uit die Hebreërs boek uit is, vind Christene hulle sekuriteit in God wat vir hulle sal sorg, hulle daaglikse brood vir hulle sal gee, of vind Christene hulle identiteit, hulle sekuriteit in hulle bankrekening? Dis die vraag. Het ek 'n ingesteldheid van vrees wanneer dit kom by die dag van môre? En kom ons wees eerlik, julle, die wêreld waarin ons leef is verskriklik onstabiel, onseker. Dit maak ons bekommerd. Dit maak ons bekommerd. En dan maak ons planne. En as 'n Christen kan jy dan baie keer vir jouself half in 'n hoek inpraat om te sê, is dit nou verkeerd wat ek doen? Is dit verkeerd dat ek dink oor die dag van môre? Is dit verkeerd dat ek beplan vir die dag van môre? En die antwoord is nee. Dit is nie verkeerd nie. Inteendeel, dis Bybels. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik hoekom. Maar waaroor die Bybel praat is 'n gesindheid. Waarin vind ons sekuriteit? In God of in ons rekening, in ons status, in ons eie doen en late? Dis waarmee ons gekonfronteer word. Vers 4. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, en dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. Nou asseblief vir julle moet dit raak lees, want dit is nogal belangrik vir later, want dit is 'n tema wat dwars deur die Bybel herhaal word. Hoor julle, dit gaan nou kos reën uit die hemel uit, en die opdrag is, jy mag net vat wat jy nodig het vir daardie dag. Jy mag nie meer vat as dit nie. Alright? So sal ek toets, hoor die Here se motief, so sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat ek hulle elke dag laat optel. Nou hier in gemeente wil ek vir julle 'n baie belangrike vraag vra, veral vir julle wat besigheid doen. Toe ek in Amerika was nou in die begin van die jaar, toe praat ek met 'n besigheidseienaar daar wat 'n Dairy Queen gekoop het en toe dit sy eie besigheid gemaak het. En ek het so 'n bietjie getoets, hoe is die Amerikaners teenoor die evangelie? Is hulle so 'n bietjie vyandig? Is hulle engage hulle met my oor die evangelie of trek hulle terug? En sonder dat ek iets gesê het, stap ek in die Dairy Queen in en hierdie ou hoor toe my aksent toe ek 'n bestelling plaas en hy sê toe hulle het 'n gebruik in hulle winkel waar hulle jou wil afneem as jy van 'n nuwe plek afkom. En ek is die eerste Suid-Afrikaner in sy winkel, so ek is nou op sy muur. Okay, my claim to fame. Ek is op sy muur in 'n Dairy Queen. Ek weet nie of dit iets is waar ek moet spog nie, maar dit is so. En hy kom sit toe langs my en hy vra toe vir my, hoekom is ek in Amerika? En ek sê toe wel, ek het 'n gemeente kom besoek wat daaraan dink om my te beroep. En hy sê toe, hy weet nie of glo ek in dit nie, ek weet nie of het hy mooi gehoor nie, maar hy sê, ek weet nie of jy oop is vir dit nie, maar ek wil net vir jou sê, ek bid vir jou. Ek gaan vir jou bid. Sê ek, ja, dis wonderlik, dankie. Ek is oop waarvoor ek glo in dit, so jy kan bid dat die Here se wil geskied. En hy vertel toe sy getuienis, dat toe hulle die plek oorgeneem het, was die plek eintlik besig om ondergrond te gaan, hulle het nie eintlik goeie winste gehad en so aan nie, maar hy en sy pa het 'n droom gehad om hierdie winkel oop te maak. En een van die belangrike beginsels, aan die hand van wat ons nou net gelees het, oor die 6de dag en dan die Sabbat moet jy heilig en nie werk nie, het hulle toegepas in hulle besigheid. En hy sê, vandat ek dit gedoen het my winste verdubbel. Het my winste verdubbel, omdat ek nie op die Sabbat oop is nie. God sorg. En dis ook al 'n ding wat baie deur my kop hardloop. En ek is nie vanmôre hier van die kansel af hier om vir jou te sê hoe jy jou besigheid moet bestuur nie. Ek wil net met jou gesels oor 'n ingesteldheid, 'n gesindheid. Hoekom maak ons besighede oop op 'n Sondag? Wat is die motivering? Dis vir jou om uit te klaar. God se belofte is, ek sal vir jou die dag voor die Sabbat sorg. Ek sal vir jou 'n dag voor die Sabbat sorg. Dan kan jy dubbel soveel inneem sodat jy het vir die Sabbatdag. Dan is dit iets om aan te kou. Dis nie my hoofpunt volgende. Jy sê iets om aan te kou. Vers 5
Sê hy, as hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset en dat julle teen ons verset is niks nie. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in 'n wolk. En die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk, en sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet, en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here, julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. En toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop, en elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander een 'n bietjie, en toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. En Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Partye daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het, en hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak volgens elkeen se behoefte. Maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Net tot sover. Nou gemeente, in hierdie storie is daar 'n paar lesse wat ek net vanmôre vir julle wil uitbeeld aan die hand van dit wat Hebreërs vir ons sê. Ek het myself ingedink, as jy in daardie konteks moes gewees het, en dit is maklik om in die moderne tyd krities te wees teenoor Israel, maar kan jy net jouself gou indink? Jy is 'n ouer, en in jou tent het jy kindertjies wat na jou kyk, en vir jou die vraag vra, waar kom vanaand se bord kos vandaan? En dan sê jy, soos my ouma altyd gesê het, die Here sal voorsien. Want ons glo dit. Maar wanneer jy dan sien hoe die manna daar lê, kan jy sien hoekom hulle dan gaan en meer gaan insamel as wat hulle eintlik moet. Want hulle is bang. Dis 'n menslike ervaring en 'n belewenis. Hulle samel meer in as wat hulle hoef. Want wat as die Here nie môre vir my gee nie? En dan vrot dit. Smelt weg. Kinders kyk vir jou en sê, gaan die Here môre vir ons kos gee? Ouers se antwoord, die Here sal voorsien. Want wat anders het jy? En ek wil vandag vir julle sê, gemeente, tevredenheid gaan daaroor dat 'n Christen vind hulle sekuriteit in God se voorsiening. As jy byvoorbeeld dink hoe diep hierdie is, wanneer ek en jy geleer word in die bergrede om te bid, dan sê die Here Jesus Christus, ons moet bid vir wat se brood? Julle kan maar wat se brood? Ons daaglikse brood. Net genoeg vir die dag. Die Here sorg vir my vandag, maar terwyl ek hierdie preek geskryf het, kom dit dan by my op. Ek is groot gemaak om te dink aan die dag van môre. Ek is groot gemaak om te dink en te beplan, sodat my kinders en my kleinkinders ook dalk 'n beter lewe kan hê as wat ek gehad het toe ek groot geword het. Ons is so groot gemaak. En daarom wonder ek toe by myself, is dit dan eintlik 'n teenstrydigheid in die Bybel, wat aan die een kant vir my kom sê, jy moet tevrede wees met wat jy het, en hoe Christene dit hoor, of mense dit hoor, is jy moet passief wees. Agteroor lê, die Here gaan ons sorg. Die Here voorsien jou daaglikse brood. Dis nonsens, dis nie wat dit beteken nie. Want die Israeliete moes nog steeds uitgaan en die manna gaan versamel, moes hulle nie. So kan julle sien, God is nie teen werk nie. Inteendeel, ons word opgeroep in die Bybel om hard te werk en te sorg vir ons mense. In 1 Timoteus sê
Paulus byvoorbeeld vir Timoteus, kyk na die boer. As dit oesseisoen is, dan mag hy die eerste van sy oes geniet. Dis 'n Bybelse beginsel. Verder sê hy, as iemand nie sorg vir hulle familie nie, dan is hulle slegter af as 'n heiden. In Tessalonisense sê die apostel Paulus, as iemand nie werk nie, dan moet hy ook nie eet nie. So die Bybel, moet julle vandag mooi hoor, sê nie in hierdie konteks dat jy nie moet werk nie. Dat jy passief moet wees wanneer die Here gaan vir jou sorg nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ons het nog steeds ons deel om te doen en ons verantwoordelikheid om na te kom. Om te beplan vir die dag van môre. Man is wys. As jy dink byvoorbeeld aan Spreuke, en is een voorbeeld wat ek vir julle wil gee, as dit kom by wysheid, sê die Spreuke skrywer, jy moet dink aan die muur, kyk na die muur, jou leiaard staan daar. Hy het nie 'n owerste wat oor hom toesig hou nie, maar hy versamel en hy bou en hy sorg en hy werk verskriklik hard. En so moet ek en jy ook wees, sê die Bybel. So wanneer hierdie spanning opkom van God se voorsienigheid en ons wat wil beplan en so aan, wil ek net dit kom oplos vanmôre om vir u te sê dit is 'n onrealistiese verwagting wat ons soms in onsself kweek. Om tevrede te wees met wat jy het, beteken nie dat jy nie hard moet werk nie en beteken absoluut nie dat jy nie jou kant moet bring en mooi begroot met wysheid en toekomsbeplanning moet doen nie. Dit beteken wel dat jy nie 'n ingesteldheid moet hê van vrees en bekommernis en dis hoekom jy insamel nie. En hoekom jy opgaar nie. Maar daar's 'n verskil tussen die twee. En ek wil net hê julle moet vanmôre die verskil raak sien. So ek het hier neergeskryf balans tussen beplanning en vertroue die volgende. Die manna en die Onse Vader gebed waarsku ons nie teen beplanning nie, maar teen bekommernis en wantroue in God se voorsienigheid. Ons is wantrouerig daarteenoor. Die Israeliete wat meer manna ingesamel het dit gedoen uit vrees en nie uit wysheid nie. Jesus se oproep om nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, beteken nie dat ons nie moet beplan nie, maar dat ons nie ons sekuriteit in ons planne moet plaas nie, maar eerder in ons God. Dis die verskil. Dis die verskil. So 'n praktiese voorbeeld, ons kan beplan vir die toekoms, ons kan spaar vir ons kinders se onderrig, ons kan begroot vir onsekere tye, spaar daarvoor, ons kan sorg dat ons genoeg het wanneer ons aftree, al goed is belangrik. Maar ons moet dit doen met 'n hart wat op God gefokus is. Here, ek doen hierdie dinge, maar ek vertrou op u voorsienigheid, sodat ek, wanneer ek daar kom, genoeg sal hê. As jy byvoorbeeld dink aan Daniël se drome, wat hy uitlê vir die koning, dan sê hy, daar kom maarjare, en dan kom maar weer vetjare, maar die vetjare kom eers sodat jy genoeg sal hê om te eet vir die maarjare daarna. So ons doen dit met 'n hart wat op die Here vertrou. As ons planne ons anker word, eerder as God se beloftes, dan glip ons baie maklik in geldgierigheid in. Wantroue. Hoor julle die verskil? Dat jou sekuriteit lê in jou God, wat vir jou sorg, en daarop vertrou jy, en dan die vermoëns wat die Here jou gegee het om te beplan, om wys op te tree en te begroot. As jy dalk in 'n situasie is vanmôre waar jy bekommerd is oor môre, wil ek jou bemoedig vandag en sê hou moed. Bid, vra vir die Here vir uitkoms, want wat is die belofte vir môre? Ek wil dit weer vir julle lees. En ek wil hê as julle ooit iets in julle Bybel onderstreep, is hierdie een van daai pragtige tekste. Waar die Here sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Hoor julle die belofte? Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom sê ons met vertroue, die Here is my helper. En ek wil afsluit vanmôre hiermee om te sê, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen, selfs in die sielkunde, tussen man en vrou, byvoorbeeld hoe ons hierdie voorsienigheid ding benader. 'n Man word opgeroep van kindsbeen af om die voorsiener te wees in sy huisgesin, om te sorg. Dit word van hom verwag. 'n Vrou, dis so diep in ons sielkunde dat vrouens kyk na 'n man se vermoë, potensiaal om te voorsien wanneer sy kies met wie sy gaan trou. Het julle dit geweet? Dis nie Julian se opinie nie, dit is literatuur. Dit is so diep dat 'n vrou kyk, het die man potensiaal om vir my te sorg? En as hy nie doen nie, gaan ek nie met hom trou nie. Sien van die tannies smile en lag, want julle weet. Julle weet. Dis hoe diep hierdie is, julle. Dis deel van die menslike ervaring dat ons hierdie dinge in ag neem. Wat noem God die vrou in die tuin van Eden? As hy sê, gaan vir die man
iemand maak sy gelyke, wat noem hy haar ook? Sy helper. So sisters, ek wil julle vanmôre bemoedig. Hoor julle wat noem die Here homself? Hy is ons helper. Soos wat my vrou my beter maak, soos wat my vrou my versorg en daai klas van dinge en ek my rol nakom en so aan, dien ons mekaar tot eer van die Here. En in daardie selfde lig is God 'n helper vir elkeen van ons hier teenwoordig. Soos wat jy tuis voel by jou moeder, soos wat ek het byvoorbeeld altyd, as ek teleurstelling in die lewe beleef het, dan kon ek my trane hou, maar die oomblik wat ek my ouma gesien het en ek gee my ouma 'n drukkie, dan is dit so, dan huil 'n ou lelik. Was jy al daar? Kan nie trane hou, maar as jy jou mamma sien, dan Dis so met my dogtertjie hoe klein sy is, Sy is alright, en as ek haar vir haar ma gee, as sy haar toon gestamp het of wat ek al, dan huil sy. En as jy omdat sy kwaad is omdat ek haar vir haar ma gee, nie, omdat sy daar veilig voel. Want ma is haar helper. Is haar helper. Gemeente, die Here wat ek en jy aanbid, is almagtig. Ons het dit nou gesing. Die Here wat ek en jy aanbid, het die heelal in wording gebring, in bestaan gebring, deur te spreek. Dis die Here wat ek en jy aanbid. En daai selfde almagtige God sê ek is 'n Vader wat my oor jou ontferm. Sê hier, ek is jou helper. Ek sal jou nie in die steek laat nie. So broer en suster, ons word opgeroep vanmôre om ons bekommernisse, ons vrese, ons twyfel, ons menslike bestaan na God toe te vat voor die troon en te sê, Here, wees ons asseblief genadig. Ons het nie die antwoorde nie. Ons verstaan nie altyd nie. Ons probeer wys lewe, maar soms is dit moeilik. Maar dankie vir die belofte dat U my nie vir 'n oomblik alleen los. Daarom, hoor vanmôre, jy word opgeroep om hard te werk, dis 'n Bybelse beginsel. Jy word opgeroep om met wysheid op te tree, Bybelse beginsel, maar om dit te doen binne in 'n verhouding met God, wetend dat alles wat jy het is vir jou geskenk. Is vir jou geskenk. Hoor julle die verskil? Ek lewe uit die hand van God, dis genade. Dis genade. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons vanmôre kan kyk na hierdie verhaal uit Eksodus uit. En ons kan so vereenselwig met dit wat die Israeliete daar vir U sê. Bekommernisse. Hulle kom nou uit 'n plek uit wat hulle goed geken het, die smaad, die hartseer, die harde werkslawerny, en hulle het by U gepleit vir 400 jaar om uit dit uit te kom. En nou gaan hulle in 'n nuwe toekoms in die woestyn in, en U probeer vir hulle sekere dinge leer, en een daarvan is om op U te vertrou. En dan uit vrees uit, Here, versamel hulle meer as wat hulle moet. En dan vrot dit. Here, mag ons as 'n gemeente hierdie menslike ervaring baie keer van vrees, bekommernis, onsekerheid, mag ons dit na U toe bring vanmôre. Mag ons dit voor die voete kom neerlê. En mag ons hierdie woorde, hierdie beloftes wat U vir ons maak, koester. Waar U beloof U is vir ons 'n helper, waar U beloof om ons nie vir 'n oomblik te los nie, en dat U ons nie in die steek sal laat wanneer ons U naam aanroep nie. Bid Here dat U ons sal help in ons ywer en in ons werksplek en alles wat ons doen, dat ons dit sal doen, Here, tot eer van U naam en nie onsself nie. Mag ons waak teen selfverheerliking en waak teen 'n selfophef, dat alles wat ek het ek hard voor gewerk en daarom is dit myne. Mag ons 'n gesindheid hê om te sê ons werk hard, maar ons werk hard tot eer van die Here. En wat ek het is net genade. Here, dankie vir elke lidmaat vanmôre hier teenwoordig wat vrygewig is ook met hulle geld. Dankie dat hulle dit deel sodat ons ander kan help hier in die gemeenskap, waar ons 'n groot barmhartigheidsbediening het, Here, wat U moontlik maak sodat ons kan uitreik na mense toe wat in nood is. Dankie vir elke offer wat mense bring, hoe klein of hoe groot, Here. Want U sê in die woord dat U 'n blymoedige gewer lief. En mag ons 'n gemeente wees daarom wat dit uitleef tot eer van U naam. Mag U ons las ligter maak wat ons dalk vir onsself aantrek, wetend dat U vir ons sal sorg. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien of ooit sal kan verdien, Here, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.